gaan dit by jou? Goed, ja, goed. So, obviously, jy was deel van daai Brooklyn Spice, 'n student daar gewees, ook Meta gedoen, 2019. Hoe het jy begin agterkom wat jou drome is, weet die rigting waarbinne jy jou lewe sien gaan in jou Meta-jaar? Ek dink in Meta spesifiek daar was baie wat moes afgebreek word voordat ek enigstens kon begin dink aan drome en goed. En ek sou eerlik wees, in die eerste paar maande het ek nog steeds regtig nie 'n klou gehad want ek gaan nie. En dit is so 'n rocky plek om by te wees. Maar ek dink dis totally 'n identiteitsding. Ek dink ek was so maklik geshape deur my pelle, deur my environment, deur wat my pa gedoen het. Ek meen vir die grootste stuk waar ek argitektuur gaan swat het. Die universiteit was nie 'n baie groot opsie vir my. Ja. Skool was interesting. Maar dit was totally 'n identiteitsding en ek dink totdat ek regtig begin verstaan het wie ek is in Christus, wie ek is sonder al hierdie goeters, wie ek is sonder my omgewing, sonder wat aangaan in my familie, wat aangaan in my interests even, wat aangaan met my pelle, wie is ek in Christus. En ek dink natuurlik die Here gebruik hierdie interests wat ons het. I mean, ek doen eintlik baie film agter die kameras meer as wat ek voor die kameras speel. En weet ek het as kind het ek hierdie video's gemaak in my kamer oor tech, oor selfoon. Ek het unboxings gedoen. Ek wou 'n tech YouTuber wees, you know. En dan soos jy aangaan, jou pelle doen ander goed, dan doen jy nou maar ander goeie. Ek kan nie vergeet van daai stukkie van my lewe. En ek het eers onthou van dit eintlik later toe ek al klaar besig is in hierdie industrie. Maar ja, dit was totally 'n identity thing. En I mean, ek soveel van my pelle het teologie gaan swat na Meta. Ja. En ek was sterk op pad. Ja, soos 3 of 4, Ek was sterk op pad soontoe. Ek was by Doxa, ek was geregistreer om die volgende jaar SOD te doen. Ek was so ready vir dit en ek het net die sterkste conviction gehad dat die Here my nie daar wil gebruik nie. Wat 'n weird ding is vir jou om te verstaan in daai oomblik is die Here wil my nie in die kerk gebruik nie. En as jy sê, wat? Hoewel, waar anders? Exactly. Dit is nie die kerk waar die Here mense gebruik nie. Exactly, nee, mos. En ek sê toe vir my pa, ek gaan natuurlik nou betaal vir alles. Ek sê, papa, hoorie, ek bietjie onseker oor hierdie teologie ding. En hy sê vir my, wat wil jy doen? Ek sê, nee, ek wil 'n akteur word. Nee, sy kop sak hoor. Hy is soos jette. En ek sê vir hom, ja, ek wil acting. Hy sê, maak nou 'n besluit. Kom ons maak 'n besluit en kom ons berou oor. En ek sê, okay, ek gaan teologie swat. Ek wil teologie swat, dis niks crazy praat. Dis okay, sleep on it, ons berou oor. Ek bid een aand daaroor en ek gaan slaap volgende oggend sê vir my, hoe voel jy? En ek sê, ja. So right, ja, is goed. Dis mos 'n goeie ding. En hy sê vir my, okay, kies die ander ding. So die acting, ja, kies dit. Ek sê, okay, nou bid daaroor. Ek gaan slaap toe, ek bid die aand daaroor. Volgende oggend drink ek 'n koffie saam met hom en hy sê my, hoe voel jy? En ek sê, nee, ek is terrified. Ek is baie bang. Maar ek wil dit doen. En hy gaan my toe die geleentheid om dit te gaan doen. En ja, dit was my bridge van teologie na acting. En dit het gekom met baie backlash. I mean, ek het pelle gehad wat my gesê, nee, jy draai jou rug op die Here, Jom, wat doen jy? En jy gaan van die, well, supposed to be such pure, beautiful environment, so aspirational rigting na die most worldly gaga industrie wat jy kan. So dit was interessant. Dit was 'n baie interessante skuif, maar ek het regtig vrede daaroor gehad. Ek was nie bang nie, maar ek het vrede gehad. Ja, wat ek hoor jy sê is, jy weet hoe in hierdie besluite wat ons neem. Jy weet, soveel jong mense is in hierdie season waar hulle moet besluite neem. Goeie soos ons identiteit in Christus wat eerste vas moet wees. Ek onthou in daai jaar, is nou net 'n paar jaar terug, jy weet. Back in the day.
jy weet toe ons jonk was. Yes, ja, nee. Ek onthou hoe ek julle dopgehou het, julle vriendekring ook. En die influences daar en dit kan of sin gemaak, jy weet hierdie ouens is nou soos al daai kerkouens en hulle gaan net saam daai journey aanpak. En ek onthou toe jy ook dit genoem het, soos nie, jy gaan nou, jy weet, in die Kaap gaan swat, by SA film, nee? Is ja, Act Cape Town, ACT, ja. Act Cape Town, en ek het ook in daai season, dink ek, jy weet, is hierdie ou ready om in daai environment in te gaan, het, jy weet, want dit is so, dis nie die kerk nie, jy weet, Ja. dis so 'n ander environment. Ek dink wat encouraging was om te sien, was hoe jy daai identity gevestig het, nee, en hoe jy in daai omgewing kon ingaan, en elke keer as jy terugkom, ek kon sien, dis asof daai environment, you've entered the environment, but the environment hasn't entered you. Ja. Nee. Ek dink dis wat ek kon sien van buite af ook. Elke keer as jy terugkom en ons connect weer by Brooklyn of ons connect iewerste, dit my al die jare aanhou voel soos hierdie ou is dieselfde ou wat nog steeds in Meta was. Nie in terme van dit nie gegroei nie, maar dieselfde character, dieselfde, Ja. jy weet daai, ek dink ek love wat jy sê, die identiteit, hoe dit moet vas wees en Jou anker. hoe mense kan om ons het remind dan dat jy weet soos jou pa jou ook het reminded en jou empower, ek dink dis so encouraging om dit te hoor. Ja. En dit was nie maklik nie. Dit was eintlik nog 'n skok. Pretoria in 'n groot mate, maar Brooklyn en Meta was 'n ontsettende veilige spasie vir my. Like-minded people, mense wat jou challenge, maar op die beste maniere, challenge om beter te word. En skielik spring ek in hierdie massiewe pond met baie wêrelds, onmenslik wêrelds. Met idees wat ek nog nooit aan gedink het nie, met opinies en doctrines en alles wat ek nog nooit mee gefeis is nie. En nou dink jy ook vir jouself, great, die Here, Jesus het dit gedoen. Hy het met daai mense gaan kuier, hy het met daai mense gaan praat. Maar ook Gert, hy het nie met daai mense gaan sit en dronk word nie. Hy het nie participate met al die goed wat hulle doen nie. En dit het my geraak en dit het my tyd gevat om dit te besef. Want jy is so 'n fish out of water skielik. En dit vat tyd. En dit vat community om jou reg te ruk ook. En ek is so bly I stayed in touch met die mense aan hierdie kant en my pelle wat actually op my inshake en hoe gaan dit, wat doen jy? Ja. So jy is obviously net na 2019 weer daar Kaap toe. En in hierdie laaste season, wat's vir jou van die grootste shifts wat jy moes maak in die laaste paar jaar om jy het hierdie droom gehad, jy weet jy wil akteur word. En jy enter hierdie omgewing wat so, jy weet, wêrelds is, dit is cutthroat, daar's soveel mense wat dit wil maak. Jy weet, daar's soveel mense wat op die TV wil kom, of net in die laaste season, wat's 'n paar groot shifts wat jy begin maak het, miskien in jou gedagtes, in jou hart, of in hoe jy lewe approach, oor, jy weet, wat jou geset het om te wees waar jy nou is, nie net in jou carrière nie, maar ook in, jy weet, in jou menswees ook. Ja. Ek dink op 'n groot, minder op 'n geestelike manier, dit was meer emosioneel. Maar daar is ook 'n geestelike aspek daar ook, want ek dink dit raak in jou identiteit, is rejection. Om rejection te kan hanteer. En ek dink nie hierdie is uniek aan my industrie enigsins nie. Ek dink dit is probably one of the most universal things as dit kom by jou carrière. Maar as jy 'n casting doen of 'n audisie doen, jy loop in daai casting in, jy doen jou absolute bes, jy sit jou hart en siel in en jy sê, kyk baie, ek gaan nooit weer van jou hoor nie. Cheers. Ja. En dan beweeg jy aan. En dit is so freeing. Daar's geen expectations van hierdie gaan uitwerk nie. Ek sê, Here, doen met daai wat jy wil. As jy my op daai styl wil gaan gebruik, amazing. As jy nie wil nie, asseblief hou daai deur vir my toe. Ja. Gee dit vir iemand anders. Beskerm my daarvan. So dit sou ek sê is 'n groot ding, is net om okay te wees met rejection.
'n ander ding, ek het deur nogals baie gegaan in die laaste paar jaar, maar daar was baie suffering involved op baie verskillende maniere, maar ek moes my respons tot suffering 100% verander. Ek was geneig om dit net te internalize, om dit jy gee dit vir die Here, maar ons het al so baie gepraat, jy gee dit vir die Here, maar na die tyd dan gaan al Ja, vat jy 'n bietjie terug, ja. En dan hierdie netjie werk. Maar in tye wat jy regtig niks staan kan doen nie, daai vers, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Daai het my gegrip, veral in die laaste jaar eintlik. En daar's soveel vryheid daarin. En dis dalk nie altyd die beste eerste ding om vir iemand te sê wat nou in suffering is nie. Maar as jy dit kan glo met jou hele hart, dan is dit onmenslik vreemd om te weet dat hierdie terrible ding wat die Here toelaat of laat gebeur of in jou lewe wat ook al dit mag wees, gaan hy gebruik vir sy goedheid en ek kan getuig op elke liewe ding wat ek deur was in die laaste wat ook al 5 jaar, dat hy dit gebruik het vir iets amazing en dat my wildste drome nie enigstens wat hy gedoen het met dit kon oorskry nie. Ja, nee, ek dink dit is dat wat jy share is ek dink is so encouraging, nee, jy weet vir mense wat nou besig is om te swat of jy weet jy het hierdie aspirations eendag. En daar's soveel kere wat ons dink dinge moet net so gebeur, nee. Ja. Weet ek gaan dit maak as 'n actor of ek gaan die beste dokter wees of ek gaan my eerste besigheid gaan floreer of en daar's soveel instant goeders wat in die lewe weet jy gaan op Instagram aan as jy scroll dan is daar hierdie ou wat 'n Porsche ry en daar's hierdie ou wat soos hoor my eerste besigheid idee, jy weet ek het dit gekry terwyl ek Fortnite gespeel het en nou is ek 'n miljonair of jy weet dink wat ek love wat jy sê is hoe daai identiteit wat jy van gepraat het, eintlik dit is ons security. Ja. Alles al rejection van die wêreld af. Right? Alles al mense wat vir jou gaan sê hoor jy sak, jy is nie goed genoeg nie. Probeer harder, daar is iemand wat beter is. Daai identiteit is wat eintlik ons empower om in ons werkspasies of in ons spasies waar ons swat of in daai spasies wat ons waar ons verwys, hier is ons kantoor. Ons identiteit is wat ons daarso grounded hou. Wat ons die anker gee, maak nie saak wat in daai space dan binne ek love daai shift wat jy van praat. Ja, nee, en hoe moeilike tye ons eintlik kom shape, ons kom en dit kom reveal eintlik wat binne ons is, right? Ja, ek dink ook hy kom stretch daai anker. Hy kom wys vir jou hoe diep daai wortel geplant is. En dis een ding om in daai veilige om in jou kerkomgewing te bly en dis amazing, ons het dit nodig. Ons gaan nie sonder dit hou. Wel, en sonder die Here, verhouding met die Here, dit kan hou nie. Maar as jy gegooi word in die wêreld en hy ruk aan daai anker. Ja, dit baie more often than not help dit my om daai anker net dieper en dieper te sit. Om my geloof net diep as jy gevoel jy word getemp met hierdie ding of jy word verlei deur dit of wat ook al dit nou mag wees. Is my so mooi hoe die Here kom wys, hy is soos 'n swakpunt hierso. Kom ons werk daaraan. Ja. So in hierdie season het lag geswat, jy weet jy apply vir 'n klomp plekke om by te werk. Hoe het jy raai het party mense sal nou sê daai big break gekry, jy weet om op die kantoor te wees. Ek onthou ook op Instagram waar eerste reels begin sien deurkom en ek sê hey, ek ken daai ou, dit is super cool en obviously dat was 'n cool moment om dit te kan sien en I mean kudos op 'n great show. Love om te kyk, dink ek het al 2 of 3 keer dit gekyk. Nee, maar dit was fun. Dit was fun. Ja, hoe daai ding vir jou gelyk? Obviously jy praat van jy was rejected paar keer en daar was moments of suffering. Ja. Mense kan maklik kyk, weet kyk nou hierdie TV show en sien, o, hier's hierdie ou, jy weet dit lyk of hy het geniet en you must have a pretty nice life. Maar jy praat nou van die pyn en die suffering agter dit, maar bring bietjie ons in op daai, wat was die goed van dit, jy weet? Ja. Wat was die lekker van daai big break en
in daai season net vir jou? Ja, ek dink even voor dit, ons het in Meta ook gepraat van, help my as ek verkeerd is, your passion to suffer for, correct? Yes. En ek dink ek het vroeg, ek het altyd gesê ek het 'n passie vir acting, maar ek dink nie ek het 'n passie vir acting nie. Ek was nie willing om, ek is my hele hart wil ek die Here se koninkryk uitleef vir soveel oë as wat dit kan wees, maar dit kan 2 mense wees of dit kan 200,000. Dit maak nie vir my saak nie. Dit het vir my saak gemaak, maar dit doen nie meer nie. En ek het besef ek wil die Here se koninkryk uitleef. Ek wil baie graag 'n familie eendag hê. And I'm willing to suffer for that. En dis dit. Die acting was vir my soos, as die Here dit vir my wil hê, sal hy dit vir my gee. Seriously. Ek sou so baie daarvan, ek love it om te perform. Ek love it om te create. Maar dit is nie my, dit is fun. Dit is lekker. En as die Here my daar wil in gebruik, I'm there. So ek het baie ander goed, daar was baie geleenthede vir acting en goed, maar daar's baie goed wat jy ook voor moet neersê. En dit was baie gebedsake. As daar 'n casting of deurkom of 'n rol of iets deurkom, kan hierdie doen nie. Ek gaan nie dit doen nie. Dit is nie wie ek is nie. Nie wat die Here vir my beplan het nie. En so toe dit nou kom by die kantoor, was dit soos, Here, asseblief sê my jy wil hierdie ding vir my. Ja, asseblief Here. Ek sien jou koninkryk hier. Wil hierdie ding hê vir my, maar ja, dit was so van, ons is in Mabalingwe, ek en my familie, en my meisie, en my swarie, hy sê vir my, weet jy, ons moet nog 'n type van jou doen, ons self-type het ingekom het. En ek sê, ja, maar ons het nie eers krag dan nie. Ons type toe my foon op 'n coat hanger, en ons sit 'n flashlight daar aan, en ons doen die self-type daar, en vir soos 2 maande hoor ek net absoluut niks nie. En ek sê, okay, Here, that was fun. Dis nie die Here se wil. On to the next. Ja. Ja, maar ek kry hier 'n e-mail van my agent af, en sy sê, jy het 'n callback vir die kantoor. Ja, okay, here we go. Ek loop toe by die callback in, en ek sien toe vir Benny Fourie en Mila Guy wat nou daar staan. Ja, maar eerstens fangirl ek like crazy. En dis toe net die 2 rustigste mense, ja, maar toe flop daai callback like you cannot believe. Regtig, dit het nie goed gegaan nie. Dit was bad. Dit was te veel stress, te veel pressure. En toe sê ek eers, okay, nou is dit verby. Dit het nou ordentlik verby gegaan. En nog gaan 2 maande verby, hoor absoluut niks nie. Nog 'n paar weke gaan verby, hoor net niks nie. En ek kry toe daai laaste e-mail wat sê, daar's nog 'n callback. En ek sien die callback is toe by Benny se huis. Dus ek sê, okay. Cool. Dis ietsie, dis beter as 'n casting studio. Ja. Kom maar aan, ek doen die type. In die laaste paar sekondes van die type sê Benny vir my, ons moet seker maak as jy beskikbaar vir die shoot tyds. Ek sê ja, hy sê okay, jy het die rol. Net so. Wow. Ja, maar ek bel my familie, hoor, ek bel almal, my crazy. sussie huil before en my ma kan dit nie glo nie. Nee, dit was incredible. Dit was definitief een van die lekkerste oomblikke van my lewe. Ja. En die shoot was ook incredible, amazing mense. Benny het so groot hart vir Here, baie mense op haar stal. Dit was regtig 'n onmenslike nice omgewing, en ons het so, ek en die meisie wat Emma speel, menslik lief vir Here, ons het so elkeen met ons familie so gebid vir hierdie produksie voor die tyd, en dit het regtig, ek kon met volle sekerheid sê, ek kon die Here se teenwoordigheid op haar stel voel. Dit was incredible. Alles het so goed gegaan. Dit was so 'n mooi en gesonde omgewing. En natuurlik, ja, voor die tyd, mense was kwaad oor die show, hoor. Mense was regtig kwaad. Die Facebook tannies het gehuil. Ja. Hulle was hoogs upset. Maar die respons was so amazing. Maar weer eens daar, word jy so geruk in jou identiteit. Want skielik is dit nou al hierdie oë op jou, en dus selfies in die strate, en dis crazy, dis iets wat jy glad nie aan gewoond is nie. En die snaakste ding is, dis nie toe waar het my geruk is nie, dis toe dit half begin afskaal het, toe dit nou begin, okay, almal na die kantoor gekyk, is great, ons is klaar. Ja. En loop jy uit, en jy soos, ek kan nou net weer na my coffee shop toe gaan. Ja. Hoekom hou ek nie daarvan nie? You know, wat is hierdie? Ja, daar moet obviously iemand wees, soos jy sien iemand die soos, maar jy, dude, herken jy my? Herken jy my? Soos, wil jy 'n selfie met my?
moet ek net so awkward vir jou kyk, dan gaan jy my raak sien, jy weet, soos, ja, Weer kan eens, imagine, jy weer weet, eens daar's hierdie hype rondom dit En dit kon nog hoor en hoor en hoor boost wees. jou, ja. Absoluut. En dit kon wêreldberoemd gewees het. Dit kon insane gewees het en dit sou weggeval het ook. Al hierdie goed val weg. Letterlik alles val weg. Ek het dit nou letterlik net in 'n paar maande gesien. Dit val weg. En wie sê dan? Ja, Jy weet dit kan nie connected wees. As hierdie show moes baie sleg kon gegaan het en niemand het daarvan gehou nie. Dit was die stupidste ding ooit en al die Afrikaners, hier nog 'n stupid Afrikaanse sepie. En ek sou okay met dit moes wees. En ek weet nie of ek sou nie. So ek word nou vandag nog gechallenged met dit. oh, dis goed wel. Ek glo jy net aanhou, jy weet, praat oor identity en weet ons kan so maklik ons identiteit koppel aan ons beroepe en aan hoe goed dit gaan by die beroep en aan al hierdie staf wat nie eintlik saak maak nie. En soos jy sê, dit kan so vinnig platval. Dit kan so vinnig weg wees en ek glo jy dit verduidelik soos dit gebeur selfs in hierdie impressive industrie, jy weet. Ja. Jy weet, film is een van daai spaces soos mense sien jou effort op 'n skerm en hulle sê so, dis super cool en jy raak famous vir 'n season of so. Maar ek dink elke beroep het so dinge, nê. Elke beroep het daai high points en daai low points en ons kan nie ons identity koppel aan daai goeters nie, want daai goeters gaan fluctuate. Ja. In hierdie wêreld, dit gaan op en af gaan en dan gaan dit goed en dan gaan dit nie goed nie, maar ja wel, ons het dit geniet om dit te kyk. So bly. Soos, oh my word. Daar kom al die stuff met die TV en MultiChoice en al die Showmax goeters. Ek soos, man, my eerste gedagte is die kantoor seisoen 2. Obviously gaan baie mense vra seker vir jou oor dit. Baie mense vra dit. Maar jy weet, ek dink die coolste ding wat jy share is daai goeters, dit gaan kom en gaan, maar die identity is wat vir ons saak maak. Ja. En obviously daar was 'n cool big break gewees, 'n cool season om op 'n show te wees. Maar jy sê self dis nie al wat jy doen nie. Nee. Hoe gebeur dit vir jou dat jy jou geloof van Sondag vat na jou werk van Maandag toe? Jy weet, hoe vat jy jou geloof na jou kantoor toe? Hoe vat jy jou geloof na jou shoot toe? Hoe vat jy jou geloof wat was vir jou daai transferable brug, jy weet? Ja. Wat jou empower om, soos jy sê, jy wil die koninkryk uitleef in elke omgewing. En ons is daai city changers, ons is daai draers van hoop in daai omgewings, jy weet. Die set van die kantoor was mens kon die Here daar voel, soos jy sê, want daar was mense daar wat die hoop soontoe gebring het. Ja. Jy het die hoop gebring, Benny het die hoop gebring, van die ander akteurs het die hoop gebring. Dis hoekom mense dit kon gevoel het. Dis nie net daar sommer net nie. Ja. En hoe draai jy daai hoop? Hoe sê jy daai city changers soos wat jy beweeg? Yes. Net uit genade van die Here af eerstens. Maar ek dink Sondag is die maklikste plek om jou geloof te bou. Maar dit almal weet hierdie my, dit kan nie net daar wees nie. Ek bly in 'n komine met 2 ander ouens en daar seker elke liewe aand van die week is daar ten minste 2-3 uur lange gesprekke wat ons net praat en wat ons Bybel lees. En dis regtig my community wat aanhou my check, aanhou my accountable hou. Want ons almal moet elke dag op 'n mate in die wêreld intree. Of jy nou werk by die kerk of jy werk op die rofste acting set in die wêreld, wat ook al. Ons almal tree tot 'n mate in die wêreld in. Maar ek word konstant gechallenged, ek word konstant accountable gehou. Ek het een paal, ja, ek wens eintlik hy bly nie saam met my nie. Ek wens hy's 'n mentor en nie 'n vriend nie, want hy's so 'n amazing mentor. Hy's 'n amazing paal, maar ja, ek wens net ek kon na hom toe gaan vir mentorship. Maar ons sal ure saam Bybel lees, ons sal ure lank chat. En ek sal regtig elke liewe dag kom leegmaak
Maar dit kan nie daar gebeur nie. Dit is tyd met die Here alleen ook. Ons gaan van kleins af kerk toe en doen meta en repent vir dit en bid vir hierdie alles om 'n postuur te dra van wie God ons geshape het en dis elke liewe dag 'n keuse om daai postuur te dra en om in die wêreld in te gaan en getoets te word en dit terug te bring na die Here toe en te sê hoor ek word hierso getoets. Kom help my hierso. Kom help my met te val, help my om hierdie ding af te sny as ek dit moet afsny. Maar dis so maklik so dit is elke liewe dag 'n besluit. Want jy kan eendag verkeerd trap. Enigiemand kan. Geen om hoe sterk jou geloof is nie. Jy kan môre verkeerd trap. Ja, ek glo jy weet wat jy sê wat ek ook het hoor is hoe jy weer eens net daai identiteit intrek en sê maar wie is ek? Hoe lyk my verhouding met die Vader? Daai intimiteit wat ek het met die Vader en is ek oral dieselfde, nê? Dis daai integrity wat ons baie van praat. As ek by my kommune ook so som my pelle, as ek by die kerk so, as ek saam my family so, as ek op die set so, as ek in die operating room so, as ek in die boardroom, waar ook al ek gaan, jy weet, leef ek uit daai plek uit, daai plek van identiteit, daai plek van intimiteit, daai plek van daai integriteit wat ons behoort te dra, nee. Ek dink dis so 3 keys wat ek net optel en wat jy net share vandag en ek wil jou net weer celebrate. Dankie jou. Super cool. Dankie vir julle. Dat 'n groot hand in hierdie gehad. Ek's bly. It's worldview wat het geshape het binne jou. Jo. Crazy. Sterkte ouens. Jo. Wil jy net 'n oomblik vat om dalk net jy weet vir die ouens jy weet as daar een golden ding is wat vir die kompas van jou lewe is in hierdie season, wat sal dit vir jou wees? Ek dink oor die algemeen vir enigiemand daar buite wat skrikkerig is of wat eintlik hulle eie boksie maak, flirt met daai embarrassment, flirt met die kans om jouself te humiliate of om die kans op vat 'n kans, doen dit. Jy kan dit doen. En embarrassment is nie so erg nie. Ja. Mense het die kantoor gekyk, maar daar's baie ander goed wat hulle net moet kyk nie, wat ek so dankbaar is dit nie gemaak het nie. Ja. En ja, vertrou die Here met jou volle hart. Good. Perfect, hè? Lekker bro. Ja, thanks, hè? Sweet man. Waardeer. Daai kamera, dankie tog daai en dan rekord.